I was born for more. Sê vir jou langs jou, I was born for more. I was made for more. En my preek, as ek nou net, en as ek en jy verstaan wat ons gesing het, we are born for more, dan sal ons nie, dit is nie om groot mond te wees nie, maar dan sal ons baie meer vermag het in 2025, amen? Want as ek en jy tot ons volle potensiaal werk, ons volle potensiaal die Here dien, dan sal ons meer van die Here kry. Ons sal meer van die Here ervaar en ons sal meer kan doen vir God. Amen. Want God gee vir my en jou net, luister mooi wat ek vanaand sê, God gee vir my en jou net wat ek en jy kan hanteer. Hy gee nie vir my en jou meer as wat ek en jy kan hanteer nie. Amen. Wat se verantwoordelikheid ek en jy vat, dit gee God vir ons. En hy loop pad saam met ons. En elke keer as hy sien, maar kan Koos meer gee, dan gee hy vir my meer. En ons kan kyk in die Ou Testament presies reg deur dieselfde. Hy het met hulle pad geloop, hy het met die disippels 3 jaar gedoop. En hy het vir hulle meer, en bietjie meer, en bietjie meer, en bietjie meer gegee. So dit wat jy en ek kan hanteer, dit gee God vir ons. En ek gaan vanaand preek, en ek wil hê jy moet mooi luister, want ons gaan deur hierdie dinge en ons lees, ja, maar die mag, die 10 magte, hulle het lampies gehad en hulle het vir die Here gewag en die was nalatig en hierdie was nou nie nalatig nie. Hierdie het 'n baie dieper ding as wat ek en jy dink. Hierdie is 'n baie dieper, is gelykenis wat God maak. God maak 'n gelykenis en dit bedoel ek en jy moet dit inneem en verstaan, wat wil God vir ons sê rondom hierdie gelykenis? Wat bedoel dit vir my en vir jou? En as ek gaan kyk en ek gaan stadig deur hom gaan, hy sê, dan sal die koninkryk van die hemel wees, soos 10 maagde. Hy praat van die koninkryk van? Die hemel. Hy praat nie van die koninkryk van die 10 maagde nie. Hy praat van die koninkryk van ek en jy, wat nog in die koninkryk van God gaan wees. Soos 10 maagde. Wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te moet gegaan. En ons almal, as jy vir almal vra, is jy reg vir as die Here kom? Almal gaan sê ja. Maar kom ek sê jou baie keer, ek sit dit in my kantoor en sê ek, Here, ek weet nie, as jy nou moet kom. Ek het nou so te kere gegaan soos iemand wat, ek weet nie, in 'n leeuhok moet gewees het. Maar jy sien, die Here kyk nie net die oomblik na dit nie. En ons kyk elke keer na 'n ding wat gebeur, en dan dink ek, maar gaan ek die koninkryk van God maak? Maar gaan vir julle sê, wat sê die Here hierso? En ons moet daar verby dit kom, ons moet selfbeheersing hê. Onthou julle laasweek se Sondag se preek? Wat was die steen? Wie was in die kerk? Is niemand in die kerk nie? Liefde? Hoekom is dit liefde? Gaan gou na Korintiërs 13 toe, ek sien jy blaai. Liefde, vrede. Hoekom liefde? Want as jy nie liefde het, jy kan nie vrede het nie. As jy nie vrede het, jy kan jy nie joy het nie. Mense, hierdie 3 dinge loop hand in hand. Ek kan nie vir Henk sê ek is lief vir jou, maar as nie vrede tussen my en hom nie. En dan kan nie joy wees nie, want elke keer as ek hom sien, gaan dit op in my binneste en ek gaan kwaad word en ek gaan woede wees. En dis hoekom die Here begin het, en ek gaan nie weer deur hy preek gaan nie, maar ek net hy 3 gevra het. As ek lief is vir hom, aanvaar ek dit wat hy, sy foute is, en hy aanvaar my foute. Nie een van ons is perfect nie, by the way. Nie een van ons is perfect nie. So ons aanvaar mekaar, en ons het vrede mekaar. En omdat ons vrede mekaar het ons joy met mekaar. Want die dinge wat hy fout doen, sou wat ek doen ander goed fout. So daar's joy en vrede en liefde tussen my en ek en hy verstaan mekaar. En ek respekteer hom en hy respekteer my.
En as jy verder gaan, dan gaan jy nog na die goed toe wat ook saak maak. Maar dis die 3 belangrikste goed. En dis wat ek wil sê, as ons nie daai goed het nie, moet ons begin in hierdie nuwe jaar en sê, Here, dis die 3 goed wat ons eerste in ons lewens moet kry. Ons moet liefde hê. Want liefde is God. Liefde bring hoop. En hy sê daarso, nou bly die liefde, die hoop en genade daaroor. En die grootste daarvan is liefde. Liefde. Ekskuus, pastoor Susan is siek. Ek het kon vergeet om te sê, sy siek, sy sou dit nie gemaak het vanaand hier nie. En 5 van hulle was verstandig, en 5 dwaas. Hoe kan hy dit sê? Hoe kan hy sê 5 was verstandig en 5 was dwaas? Die helfte van ons wat hier is verstandig en die ander is die helfte is dwaas. Hoekom? Want jy sien, wanneer die Here vir ons iets sê om te doen, dan vat ons die volheid daarvan en ons doen dit. En die ander het die helfte gevat, of hulle het gevat, maar nie genoeg gevat nie, omdat hulle nie deurset vermoë het nie. Om God te dien, Jesus sê, om God te dien, is deursettingsvermoë en 'n liefde vir God in jou hart. Amen. Dis nie hoe ek voel nie, dis Here, ek het U lief, maak nie saak wat nie. Dis 'n besluit wat ek en jy neem. Jy neem nie jou vrou, jy trou met jou vrou, jy's lief vir haar. Jy moet dan getrou met jy lief is vir haar. Jy trou nie omdat jy jammer kry nie, want dit gaan nie hou nie. Amen. En hier kom hy sê, en 5 van hulle was verstandig, en 5 was dwaase. Nou hier is die glase, ek weet nie of hulle gaan staan hier so nie, ek gaan net hier probeer neersit. Ek gaan net hier sit, julle kan almal hier sien, nee. Kan almal hier sien? Nee. Ok, ek gaan dit draai hier. Ok, hier was die verstandiges, en hier was die dwaases. Hulle het met 'n vol een gekom, en nog spares, en hier het net gekom met wat hulle, alright, ek het gedink, ek dink dit gaan die tyd wees, wat hy gaan kom. Ek dink dis die tyd wat ek nodig het om saam met die Here te spandeer. Ek dink dis die tyd wat ek nodig het om te bid. Hulle het nie gehoor by God nie. Ek en jy hoor nie by God nie. Ons lees nie die woord van God nie. En hoor wat sê hy. En toe die dwaase was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgevat nie. Met ander hulle het niks. Hulle het niks ekstra in die mense, niks geloof, opwinding, verwagting. Hulle het nie hierdie goed gehad om sê, maar ek gaan wakker bly tot die koning kom. Ek is gereed, ek is opgestaard in my gees. Hulle het nooit hulle geestelike ging gebou om te sê, I will take enough. Omdat hierdie is 'n vergelykenis wat God van praat hierso. Hulle het meer as genoeg gevat. They were ready. In die gees. Hierdie is 'n geestelike ding. En hy sê, en die 5 dwaas gesê, wel, weet jy wat, hy behoort voor middernag te kom, want wie kom nou na middernag? Wie gaan na middernag kom en slaap almal? En dis die leuen van die duiwel. Amen. Maar die verstandiges het elkeen in hulle kanne saam met die olie geneem. Met ander, hulle het gevat alles wat hulle geleer het van God, alles wat hulle geweet het van God, hulle het in geloof gevat, hulle het geweet, ek moet meer as genoeg vat. As ek daar wil wees, moet ek anders te wees as die norme. Ek kan nie dieselfde wees as die norme daai kant nie. Ek moet anders te wees. As jy as ons die kinders se rugby of cricket of iets gaan kyk, dan braai hulle altyd vleis. Dis sulke vleise en is baie lekker hoor. En koeldrink, goed, more than enough. Hoekom? Hulle is voorberei vir dit.
Die game kan bietjie langer wees of die game kan die ander game kan langer uitgaan of iets kan gebeur. So ons is gereed om langer daar te wees. Ons maak gereed om reg te wees vir net dit as daar nog 'n noodgeval is. Maar die dwaases vat net een coke, een worsie en dan sien hulle, hier, die game is uitgestel vir nog 3 ure. En dis wat hier gebeur het. Maar die verstandiges het in die olie, het hulle olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom kalm om te kom, het hulle almal vaak geword en in die slaap geraak. En ek wil net hier staan, net die bietjie bly. Almal verstandiges en die onverstandiges. En dan vat ons dit terug na ons lewe toe, mense. Onthou is vergelykend, ons vat dit terug na ons lewens toe. Ons almal word moeg. Maar in ons gees is ons reg wanneer God kom. In ons gees is ons reg om te sê, as God nou kom, al is ek in die slaap, gaan ek reg wees vir wat moet gedoen word. En hierdie wat nie reg is nie, gaan sê, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap. Ek wil net nog 'n laaste bietjie slaap. Môre is nog dag. Môre is nog dag, maar God sê, jy moet in alle tye, moet jy gereed wees. Want niemand weet wanneer Jesus kom nie. Niemand weet wanneer hy kom nie. En in 2026 wil ek ons as kerk moet besef, ons gaan moet step up. As ons kyk na die wêreld en die goed, we must step up. Ons weet nie of Jesus hierdie jaar wat kom gaan kom nie. Ons weet nie. Maar hy kan net so kom. En ons kan dan nie sê, maar ek sal regmaak vir 2027 nie. Jy gaan dit dalk nie sien nie. En is jy gereed? Is jy gereed? Want ons almal, hy sê hierso, almal raak moeg in hulle spirit. Almal raak moeg. Maar dis hoekom jy en jou man en jou vrou en jou kinders en jou kerk gereed moet wees en by mekaar moet uitkom en mekaar bemoedig en mekaar optel wanneer mens down is. Jy trap nie iemand wat down is nie. Jy kom en jy tel op. Jy tel op. En middag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom. Gaan uit uit hom tegemoet. En hier blaas die trompet. Hulle het ons in weg, ek weet nie waar sy nie, ek wil vir jou geblaas het nou. Hier blaas die trompet. En almal hardloop rond. Want jy sien, niemand weet eintlik wat gaan aan nie. Maar ek en jy wat weet wat aangaan, staan op en ons is reg. Ons sê, ons kom. Die Here Jesus is besig om te kom. Die bassein blaas. Die bruidegom kom om sy bruid te kom haal. Maar is ek en jy reg vir ons bruidegom? Is ons reg in ons gees vir ons bruidegom? En 2026 mense moet ons regte omkeer maak in ons lewe. En ek praat nou nie met almal, baie van ons is daar wat ons moet wees, party van ons is nie daar wat ons moet wees nie. Maar ek bring net die woord wat die Here op my hart gelê het. En ek dink hy praat baie met my ook. So laat ons hierdie 2026 'n jaar van vreugde wees in die Here Jesus. 'n Jaar van opwinding in God. 'n Jaar wat ons kan sê, ja Here, gebruik ons. Met opwinding in my hart. Nie moeite nie. Met opwinding om te sê, ja Here, gebruik my. Daai liedjie wat ons tweede gesing het, is my so awesome. I was made for more. Ek wil nie net hier kom sit op hierdie stoel en elke Sondag om warm sit en huis toe gaan nie. Here, gebruik my. Waar wil jy my gebruik? Gaan sê vir die pastoor, maar jy weet jy wat, ek het hierdie ding in my hart. Die Here sit hierdie ding in my hart al vir 20 jaar. Hoe gaan hy weet as jy dit nie vir hom sê nie? Ons is nie mind readers nie. Maar as die Here met jou praat en sê, maar ek het jou geroep vir hierdie, dan moet jy ag gee op wat God vir jou sê. Want hierdie 5 dwaases het nie ag gegee as wat God vir hulle gesê het nie. Jy moet reg wees want die bruidegom kom. En hulle het geweet hy kom. Dis hoekom hulle daar was.
maar hulle het nie genoeg gebring nie. Ons weet God, Jesus kom, ons weet hy's op pad, maar ons laat ander goed ons van struikel afbring. Ons laat ander goed ons denke verander. Ons laat ander goed ons besig hou met nie God se goed nie, maar goed van die wêreld, bekommernisse van die wêreld. Cast your burdens onto Jesus, and he will care for you. Amen. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. Almal staan op, maak gereed. Ons gaan gereed wees. Ons is gereed. En die wat dwaas was sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit doodgaan. Nou is die betekenis van dit. Henk is vol anointing van die Here. Henk doen wat die Here vir hom sê. Henk doen alles wat God vir hom sê. Hy bid sy 3 ure 'n dag. Hy is lief vir die Here. Hy doen wat die Here vir hom sê. As die Here vir hom sê gaan hy soontoe. Die Here sê, weet jy wat, Henk, ek wil jou gebruik daar, dan gebruik hy hom daar. Hy's bereidwillig om enigiets te doen. Nou, dis die vergelykenis. Nou sê ek sit op my lazy boy. Jesus, hier gebeur nou iets. Ek wil 'n bietjie van jou anointing hê. Dis wat hier gebeur het. Ek kan nie sy anointing vat nie. Hy het 'n verhouding met God gehad. Hy het die anointing, sy lampie is vol van die olie, vol van die olie van God, vol van die heerlikheid van God. Hy sê, ek so opgewonde, my beker loop oor van goedheid en guns. So ek kan nie deel gaan van sy goedheid en guns nie. Hy het die prys betaal. Hy het die verhouding met God. Hy het gedoen wat God vir hom sê om te doen. Hy het die pad gestap. Nou kan ek nie net opkom en sê, maar leen my bietjie, net 'n bietjie van jou anointing. Ek wil net hierdie lampie van my net aan die go hê. Ek wil net deur daai deur gaan. Want jy sien, as ek dit nie gemaak nie, die deur maak toe, is verby. Daar's nie 'n second chance nie. As 'n second chance, maar dit gaan baie moeilik wees. Amen. 26 mense moet ons wakker word. Amen. Ons wakker word. Ek het 'n nuwe opwonding in my gees vir hierdie gemeente. Vir 2026. Ek het 'n nuwe opgewondenheid in my spirit. En die wat dwaas was sê aan die verstandiges. Hoor wat sê hy? Aan die verstandiges. Hulle wat hulle hart op die Here gesit het. Hulle wat hulle toegewy het aan God. Hulle wat hulle lewe aan God toegewy het en God se wil gedoen het. Nie net wanneer dit my pas nie. Ek wil eers kyk of my skedule toelaat dat ek vanaand dit kan doen. Jou skedule gaan toelaat dat jy dalk dit mis. Dalk mis jy dit. Die ewige lewe. Dalk mis ek die ewige lewe. Maar die verstandige antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir my, maar gaan liewer na die winkel toe en gaan koop vir julleself. Wat 'n antwoord. Nee. Ek het die prys betaal. Ek het al hierdie goed gedoen. Ek het die Here gedien. Weet jy wat, ek kan nie my anointing weggee nie. Dit werk nie so nie. Maar gaan daar wat vir julle belangrik was. Die winkel praat hulle van daar waar jy belangrik was, waar jy vergewe my nou, ek oordeel nie. Ek preek wat die Here vir my sê, waar jy Vrydag gaan doef gestaan het. En terwyl hy God geprys en worship het. Hoe kan ek nou dieselfde betaal of dieselfde anointing wil hê? Dieselfde kroon wil kry as iemand wat sy hart toewy aan God. En ek is net nou en dan wanneer dit my pas. Anders is ek in die wêreld. Gaan na die winkel toe. Gaan na die winkel toe, gaan kry vir jou daar. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En hier kom Jesus. Hulle is op pad in
waar ook al jy wil gaan, om goed te gaan kry. En die blaas die trompet en die kom Jesus. En net die wat daar is, wanneer hy die trompet blaas, wat saam met hom ingaan, in hierdie hemel deur, wat die deur oopmaak, gaan in die hemel ingaan. Julle moet die prentjie mooi kyk. Verstaan die prentjie? Imagine twee groot, jy kan, dit is baie groot, en dit maak oop, en dan gaan Jesus en die volg ons, en ons gaan in die hemel in. Ons stap in. Ons het die prys betaal. Ons het doen wat hy van ons verwag, omdat ons lief is vir hom. En omdat ons lief is vir die mense, vir sy kinders, en doen wat ons kan doen, waar hy ons hart sê om te sê, gaan doen dit. En ons stap saam met hom in die hemel in. En ons sien hier die heerlikheid, hierdie almag, hierdie grootheid. Ek kan dit nie beskryf nie, mense, daar's nie woorde vir dit nie. En hier stap ek en jy saam met Jesus in. Die bruid en die bruidegom stap ons in trots. En die engele is hier om ons en hulle juig. Is 'n troue mense, is 'n troue, dis die bruid en bruidegom. Hulle kom in. En die engele, by die miljoene, staan reg rondom en hulle is so opgewonde vir ons, omdat ons dit gemaak het. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. Hulle het ingegaan na die bruilof om deel te word van die bruidegom, om sy bruid te word. Amen. Sit net 'n bietjie in jou kop. Jy's die bruid, die bruidegom is binne, en jy kom hier in, en die deur wil nie oop nie. Nou staan die bruidegom aan die binnekant, ja, maar ek wil nie meer met jou trou nie. Wat 'n teleurstellend is dit nie, nee. Jy het alles hierdie mooi gemaak, jou rok aangetrek en al hierdie goed, en hier kom die bruidegom en sê, wow, ek wil jou nie meer hê nie. Ek wil nie met jou trou nie. Jy het nie gedoen wat ek gevra het om te doen nie. Later kom die ander maagde en sê, meneer, as jy Jesus ken, kom aan, wat gaan jy hom noem? Jesus. Jesus. Jy gaan hom herken. En hier kom hulle en sê, meneer. So wat 'n verhouding het hulle eintlik gehad? Gaan jy tog vir jou bruidegom sê, speel jy's my bruidegom hoor. Meneer, as iemand anders rondom my staan, gaan hulle sê, hoor jy, hoe sê jy vir jou bruidegom, meneer, ken jy hom nie? Is dit mekaar? Meneer, laat my in. Nee, jy sê Jesus is my bruidegom. My bruidegom. Ek is Jesus se bruid. En vandag het ons bruilof wat ons vier in die hemel. En hulle kom en hulle sê, later kom die maagde ook aan en sê, meneer, maak vir ons oop. Jesus het die deur toegemaak. Jy sien wat sy bruid, wat getrou was al in, en Jesus het die deure toegemaak. Maar hy antwoord en sê vir hulle, niemand antwoord dit nie, Jesus antwoord en sê vir hulle, hy het nie vir Gabriel gestuur of vir Michael of vir Abraham of wie ook al nie. Hy self het gekom, want dis wie ons God is, mense. Ons God is 'n God van wat regverdigheid, maar wat ook regheid is. Amen. Dis 'n God wat regheid is. En hy kom en hy sê, maar hy antwoord en sê, verwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Verstaan jy nou hoekom het hulle gesê meneer? Want Jesus kom en sê, maar ken julle nie. Want julle het my nie geken nie. Wat gaan Jesus sê as ek en jy daar is? Well done, Koos. Well done, Henk. Albertus, well done. Almal, well done. Well done.
Of gaan hy sê, gaan weg, die deure slaat toe. Weet jy wat teleurstellend was dit vir daai mense, om te sê, maar, ons het gedink, ons het dit gemaak. Ons het gedink, ons het dit gemaak. En ek baie keer dink ons maak dit ook. Maar ek dink, ons moet gaan kyk en sê, en sien, waar kort ons reg nog iets in ons lewens. Ons bly, mense, en ek praat vanaand met my hart, ons bly te maklik uit die kerk. Ons bly te maklik van goedere weg, of as iemand bel, en sê ons te maklik, ons is te besig, of ons te dit, of ons te dat. Maar die Here sê, maar ek het jou gestuur vir 'n rede. Jy moes dan gewees het om dit te hoor, sodat jou hart kon verander het, of jy kon verander het, of jy iemand anders kon aangeraak het. Die appointment, die Here het 'n appointment met elke keer van my en jy, ek en jy, by 'n geleentheid. Maar as ek en jy dit skiep, het ons dit gemis. Waak dan, omdat julle die dag van die uur nie weet waarvoor die seun van die mens kom nie. En nie kom God en hy sê in sy woord, waak teen dit. Waak teen dit, wees wakker. Wees gereed in jou gees, in jou hart. Nie raai en kyk na die nuus nie. Wees gereed, al kom hy oor 20 jaar, doesn't matter. Al kom hy môre, doesn't matter. Wees gereed in jou hart. Om te sê, Here, ek het jou lief, en ek doen wat jy vir my sê om te doen. Ek doen dit met 'n opwinding in my hart. Vir my om Sondag kerk toe te kom en mense te sien, ek is so opgewonde om die mense te sien en te sê, wow, weet jy wat, die Here is lief vir julle en ek is lief vir julle. Dit is vir my 'n regte opgewondenheid om kerk toe te kom, nie na die kerk, die gebou nie, na die mense van God. Julle gaan deel van, ek gaan deel van die bruid wees. Ons almal is deel van die bruid. En God wil sy hele bruid kom al. Hy wil sy hele bruid kom al. So ek en jy moet sy hele bruid by mekaar hou. Dis hoekom ons daar is. I was made for more. Hy liedjie is awesome, julle moet gaan luister weer. Wat is daai woorde wat hy ou sing? Ons is gemaak vir meer. Ons is nie average nie. Hy sê, I called you by your name. I called you by your name. En ons gee ag op dit wat hy gedoen het. Hy het ons by ons naam geroep en ons gee ag op dit wat hy roep. Nou moet ons begin ag gee in ons hart, in ons gees, wat hy vir ons sê om te doen. Amen. Ons bly daar sê, ja, ons is gedoop. Ek het my hart vir die Here gegee, ja. Ek weet hy is die seun van God. Ek weet hy het gesterf op die kruis van Golgotha. Ek weet hy sit uit die dood oorwin en die dood af in die dodekar gegaan, die sedels gevat. Ja, ek glo dit. Ek weet hy sit in die regterhand van God die Vader. Yes. Ek weet hy het die prys betaal vir ons. Yes. Ek weet al hierdie goed. Maar ken jy hom? Ek weet die lyn sing in die koor. Ek weet sy werk by JNS. Maar ken ek vir die lyn? As ek nie 'n verhouding met 'n mens het nie, dan ken ek nie daai persoon nie. Amen. Ek ken 'n bietjie van elkeen. Maar ek en jy moet die Here ken ten volheid. Ten volheid. Dit wat in ons hart sit. Mense, dit wat in ons hart sit, moet ons uitlewe. As jy 'n lewe wil hê van tevredenheid, van more than enough, dan moet jy die Here sê, Here, weet jy wat? I want more of you. I want more of you. So 2026 wil ek hê ons moet as ons van 12 uur is vanaand, wil ek hê jy moet gaan en sê, Here, hierdie is die jaar van my. Hierdie is die jaar wat ek oorwinning gaan kry in U. Hierdie is die jaar wat ek meer tyd in die woord gaan spandeer, meer tyd met U gaan spandeer en meer tyd spandeer wat jou plan is vir my. Hy sê wat, Jeremia 29 vers? Kom in. 11. Wat sê hy? Ek weet wat 'n droom ek oor jou koester. Ek weet die planne wat ek oor jou het.
Nou gaan vra die ou wat die planne het. Moenie my vra nie. Jy help nie vra jou man, wat se plan het God vir my nie. Gaan na God toe. En sê, Here, wat se plan het jy vir my vir my toekoms? Waar wil jy my hê? Jy sien, wanneer die Here se planne volg, is dit die beste plan en beste lewe wat jy gaan kry, wat jy ooit sal hê, is as jy wil van God doen. Want dis waar nie net die blessings is nie, dis waar jy die anointing, dis waar jy naby die Here Jesus is, dis waar jy hom ervaar, dis waar jy kan sien, maar ek sien God se hand beweeg, en jy is deel van dit. Kerk is nie om Sondag kerk te kom sit hier so en jy gaan huis toe nie, en jy kom weer volgende Sondag nie kom nie. Mense, dis nie kerk nie, dis godsdiens. Om te sê, 'n kerk is nie 'n gebou nie, 'n kerk is Jesus Christus. Dis die bruidegom van God. So ek en jy moet die wil van God doen. Ons het net 'n gebou, sodat ons kan luister, en dan dit doen wat God wil hê ons moet doen. Amen? So as daar enigiemand is van julle wat iets wil vir iemand sê vir 2026, julle is welkom in sy mic, en dan gaan ek afsluit. Kom aan mense, kom aan. Een ding is Here, hierdie jaar is 'n jaar vir ons wat hier sit, wat ons U gaan volg. Gaan my lewe toewy aan U. Ek gaan laat minder goed my pla, en ek gaan my oë gefestig hou op God. Amen. Ek gaan nie laat die werk my stres nie, om te kyk volgende maand wat gaan ons volgende maand wat. Die Here sorg al 27 jaar, Elyn, hoe lank sorg hy vir ons? Hoeveel? 28 jaar, elke uit my eie besigheid, elke maand kom die Here deur, party maande weet jy nie, maar jy weet nie, dan kom jy, dan maak jy dubbel wat jy moes gemaak het. Dis wie ons God is. Maar dis wanneer jy begin net sê, Here, maar weet jy wat, ek kan niks aan dit doen meer nie. Die lewe kan ek niks aan doen nie, maar ek weet jy is in beheer. En wanneer ek en jy tot daar kom, en dan begin ons besef, maar hoorie, jy het verniet geworry. Jy het verniet geworry. En ons is mens. Ek sê nie, ons gaan nie worry nie. As jy papier kyk, en jy kyk die syfers, en jy kyk die uitgawes, en dan maak dit nie sin nie. Want partykeer moet dit nie sin maak nie, dat God kan inkom, dat jy kan weet, maar is God wat dit doen. Nie jy nie. Amen? Is daar enigiemand? Almal skaam? Okay, kom ons lê. Kom staan. Kom staan. Jy sien, ek het my kortbroek en my takkies aan, ons gaan nou draf om met die kerk. Vader. Ja, ek sal voorhardloop. Nee, Tammy, jy sal vir oupa hardloop, nee. Vir oupa se part. R10 elke ronde. So ja, daar's. Jy weet nie, daai kind geborg eendag, toe sê ek soveel vir 'n ronde. Toe hardloop sy almal in die grond in. Sy kan hardloop hoor. Lag nou staan. Ja, nee, maar as jy 3 het, is baie. Maar dis lekker, wie klein kinders. Dis lekker, nee. Dis lekker om hulle te hê. Jy sê vir hulle ding om nie te doen nie, as jy weet jy dan doen hulle dit. En los jy dit maar. Ek het ons vandag vir Trevor gesê, gaan ry maar op die gras. Want ek sien hy wil mik so op die gras, dus ek gaan ry maar op sy gras. Sê nie maar op het gereën. Ek is lief vir julle, hoor. Okay, kom ons sluit die oë. Here, ons sê vir U baie dankie vir so 'n wonderlike tyd wat ons in U teenwoordigheid kan hê. Ons dankie vir U woord, Here. U lewende woord wat, Here, wat vir ons vooruit die toekoms bring. Sodat ons nie verwilder kan staan en sê maar ons het nie geweet nie, maar Here, dat ons die woord sal lees en dat dit ons deel van ons lewens sal maak, en wanneer die tyd kom en wanneer die dinge gebeur, Vader, dan is ons as bruid reg vir hierdie goed.
Ek wil vanaand bid, Here, dat U ons harte sal verander. Om dit te doen, Here, wat U vir ons het in die woord. Dat dit al deel sal word van ons gees en ons siel, en dat ons liggaam, Here, in lyn sal kom met die woord van God. Ons dankie vanaand, Here, vir elkeen wat U is. Ek bid vir elkeen wat U is, Vader, dat hulle 2026 'n awesome jaar sal wees in hulle verhouding met God, in hulle verhouding met hulle families, in hulle verhouding met die kerk, hulle verhouding met die mense wat rondom hulle is by hulle werk. En Here, ek dank U dat ons hulle kan bless in hulle finansies. Here, U sê ons kan hulle bless in hulle finansies in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons los 'n blessing oor elkeen se lewe vanaand, Vader. Laat ons die blessing van God sal ervaar en sien dat God goed is. Want U sê, Here, sien dat God goed is. En is tyd dat ons as mense, Here, U goedheid in ons lewens kan sien en kan ervaar. En ons sien en ervaar dit nou al, Here, maar ek dank U vandag. Vanaand bid ek uit my hart uit, Vader, dat ons meer en meer tyd aan U uit sal sit en uitverkoop. Dat ons nader en nader na U sal beweeg. Want die dag en die tyd, Here, kom al hoe nader. Dat daai deur nie vir ons toegeslaan word nie. En sê, gaan weg, ek ken julle nie. Wat 'n teleurstellend sal dit net nie wees vir ons nie, maar ek dank U, Vader, dat ons verhouding meer en meer intiem sal word met U. En wanneer ons die woord lees, Here, dat ons dit sal opeet in ons gees. Ek bid, Here, vir vrede, vir vreugde en vir liefde vir die jaar van 2026. Ek bid waar ons nou uitmekaar uitgaan en waar ook al ons gaan miskien eet of crackers kyk of wat ook al in onsself net kan verwonder. Here, dat ons dit ook sal geniet en eer gee aan U. Want alle eer kom toe aan U, Vader. En ons dank U daarvoor. En ons bid dit in die naam, by elke naam, die naam van Jesus, in Jesus naam. Amen.